Shalom almal, baie welkom by Yahweh Eltekam bediening. Ons is by die derde en die laaste gedeelte. Michael, dis seker nie baie blaaie nie. 12 slides. Ons kyk hoe ver kom ons met die 12 slides. En as ons kyk na die eerste banner, dan wys hy die babietjie daar soos wat jy wedergebore is. Die dag toe jy Vader aangeneem het, het jy geword wees soos 'n kind. En is die naaldstrim geknip van 'n vader en 'n moeder se DNA na die DNA van ons Messias. So, met ander woorde, jy het oorgekom in remembrance in sy rekord in met wedergeboorte en kan jy in die allerheiligste ingaan. So daar het jy Jeremia wat jy kan sien, Jeremia 17, Psalm 26, kan Michael my net help daar, vers 2, Psalm 139 vers 13 en Spreuke 23 vers 16. Het julle hom so? So met ander woorde, dit sê vir jou hoe Vader jou gevorm het in moederskoot, hoe jou niere lyk, hoe die niere sorg en opstandingskrag kom wat ons vandag gaan bedien, hoe jy gaan skoonkom, dat jy kan oorkom in die nuwe rekord in 'n nuwe DNA en dan renew your mind. Nou ek het 'n hele woord oor renew your mind en ek gaan graag vir julle in gebed lees wat Vader vir my gegee het. Nou hy het vir my gegee uit 1 Tessalonisense 5 vers 23. Waar Vader met ons fisies my gepraat het en gesê het dat ek dit vir julle moet gee. Ek lees vir julle hoe julle denke moet wees en mag hy die God van vrede jou volkome heilig maak. So wanneer jy wedergeboorte is, het 'n nuwe kind geword, was jy in moederskoot, het die Vader met jou gepraat en jy het teruggepraat. Hy het jou niere gevorm, hy het jou aan mekaar geweef, so jy's 'n nuwe skepsel, dat jy 'n nuwe siel is, en die siel lê in die bloed, met ander woorde 'n nuwe DNA, wat oorkom in 'n nuwe rekord in, die bloeddruppel, Matteus 13 vers 35, Romeine die niere, Romeine 12 vers 15, en dan renew your mind, Romeine 12 vers 2. Nou die skrif wat hy vir my gee, gaan ek vir julle lees, hoe julle nou letterlik moet leef. En dan gaan ek julle my opsomming gee van dit. Mag hy die God van vrede julle volkome heilig maak, en mag julle gees en siel en liggaam geheel en al onberispelik bewaar word by die wederkom van onse Yahweh Yeshua HaMashiach. Met ander woorde, hy het julle geroep, is getrou. Hy sal dit ook doen vir broers en susters, bid vir ons. Nou, ek het vir Vader gevra, wat beteken dit? En ek het gaan kyk wat my geesmens vir my sê wat dit beteken. Volgens hierdie vers is dit God se wil om ons gees, siel en liggaam heilig en onberispelik te maak. Dit sê vir my, hy maak ons skoon, omdat hy ons 'n vrye wil gegee het. So jy kies uit jou vrye wil jy tot heiligmaking leef. Dis nie net Heilige Gees wat jou oortuig nie, jou vrye wil moet in lyn kom met God se wil. Wat belangrik is, het hy ons egter 'n aandeel in heiligmaking proses gegee. Ons kan ons samewerking gee vir Heilige Gees, om die proses van heiligmaking te kan verstaan en te kan deurvoer. God eer ons keuse. Hy gaan nie jou keuse verander. Jy besluit, jy wil nie vir Vader verder heiligmaking nastreef en in sy woord bly waar Heilige Gees is nie, of kom ons sê, daar waar julle, of waar Delien hulle dalk bidure, of waar sy en Diana sit en woord deel, daar is Heilige Gees in julle midde, want hy sê, daar waar 2 of meer saam vergader, daar sal hy wees. So hierdie is groter as net wat Vader vir julle uit hierdie vers uit gee.
Wat ons nie besef nie, is dat die proses van heiligmaking begin wanneer ons die dag Jesus Christus van Nasaret aangeneem het as verlosser en ons saam met hom, Heilige Gees, hierdie pad van geestelike skoonmaak stap. So julle stap nou, dis hoekom ek gesê het, daai woord wat ek gegee het van bo af, wedergeboorte is baie belangriker as wat julle besef, want Heilige Gees stap nou met julle die pad. En hy gaan al hoe meer deure vir julle oopmaak om op die weg van waarheid te bly. In hakies, deur daaraan deel te neem. Jy kan nie sit en arms gevou wees nie, jy moet deelneem daaraan hoe? Deur communion daagliks te gebruik as jy jou oë opmaak, sorg dat langs jou bed al is dit 'n bietjie water en 'n creamcracker waar daar is en sê Vader, vandag gaan ek in u communion hierdie dag in. En jy sal 'n ander lewe begesien ervaar. 'n Ander lewe. Tot Jesus ons as sy vlekkeloos, so skoon, soos 'n bruid kom haal het. Jy moet so skoon wees soos 'n bruid het wit klere aan. So ons is nie die bruid nie, die nuwe Jerusalem is die bruid. Ons moet skoon word soos 'n bruid, dat ons gaste kan wees in die nuwe Jerusalem aan die verbondsmaal wat gaan bedien word, wanneer ons weggevoer word, nie geraap word nie, gevoer word. Die wat nie in Christus is nie, word weggeraap. Dis twee verskillende goed, so ons word weggevoer. Wanneer jy Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, word jy wel 'n nuwe wese in hom. In hom regtig binne in Abba Vader God, die Vader God, die Seun en God die Heilige Gees. Jy word binne in hom. Jy staan nie meer alleen nie. Die Bybel besef dat dieselfde Gees wat Jesus uit die dood opgewek het, dan binne jou lewe. En dan gaan ons verder, wat ek gaan ook waar kom uitlê is in Kolossense 1 vers 27, wat ek dan volgende keer vir julle gaan uitlê, soos ek vandag vir julle Tessalonisense uitgelê het. En waar staan dit dat hy kom vir jou hart? In Spreuke 4 vers 20 en 23. Hy kom vir jou hart, Spreuke 4 vers 20 en 23. Ek sê dit gereeld, tot ek het sommer vir julle gaan opkyk, waar staan dit dat Vader kom vir jou hart? Meer as enige iets anderste. So amen op die woord wat Vader vir ons gegee het, wat eintlik 'n fondasiewoord is vir jou om op te bou. Hy het soveel fasette in daai klein skrifgie en hy gee vir jou soveel openbaring. So jy kan nie meer net roekeloos leef nie. Goed. Nou werk, daar sê, is ek reg. Die Pasga-tafel, ek het nou van die nuwe Jerusalem gepraat, van die verbondsmaal, wat julle weer gaan kry in die nuwe Jerusalem in. Die vrou, die mamma van die huis, dek die tafel mooi. Ons doen die laaste gedeelte van die Pasga, want ons is nog op pad na heiligmaking, na Pinkster toe, die fees van weke. Kry die skaapvleis, en dit verteenwoordig die lam, die Messias wat vir ons sondes geoffer is. Met ander woorde, in hierdie tyd herinner Vader ons deur skaapvleis te eet, die lam wat hy vir ons gee het. En hy sê, wie nie my liggaam eet en my bloed drink nie, sal nie in die koninkryk van God ingaan nie. Dus sê hulle vir hom, die Fariseërs, maar hoe kan hierdie man sê, ons moet sy liggaam eet en sy bloed drink? Maar ons doen dit in 'n verbondsmaal, in 'n profetiese aksie, in die tyd van Pessach, om te sê, ons eet die skaapvleis om te dink wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, die laaste Pasga maal. So ons slag nie weer 'n lam, dat die Messias nie gebore is nie, hy was die laaste Pasga lam gewees.
So ek maak seker goed duidelik waar die ortodokse Jode dit nie vir julle duidelik maak nie. So dit is letterlik om 'n profesie uit te voer om te sê jy herdenk dit wat hy vir jou aan die kruis gedoen het. OK. Eksodus 12 sê vir ons jy moet die vleis, jy moet die ongesuurde brode, die matsos en dan die bitterkrye, dis die 3 simbole wat belangrik is. So die 3 simbole wat belangrik is die ongesuurde brode, die matsos en die bitterkrye. Dit herinner ons ook dan die tyd wat jy 'n woestynlewe gehad het, waar Jesus letterlik die woestyn oorwin het en vir Satan gesê het, hy lewe nie van brood alleen nie, maar van elke woord van Abba Vader. Nou wie's ons om nie van elke woord van Abba Vader te leef nie? So dis belangrik wat hy vir ons daar sê. Vleis is die lam van Jahweh, die perfekte sondesoffer gewees. Julle het hom aangeneem van bo af, party is wedergeboorte, het die doopbad deurgegaan, het die mikwa deurgegaan wat 'n dubbele porsie is van jou salwing, waar jy sommer jou weer afwas, veral na jy iemand aan die dood afgestaan het, is dit baie belangrik om die mikwa deur te gaan om jou af te was en skoon te was. OK. Ongesuurde brode beteken Yeshua was die sondeoffer gewees. As jy die matsos vat, dan is hy gaatjies in, het ek vir julle gewys, en die strepe wat simboliseer die wonde van Jesus Christus van Nasaret. So ons moet die suurdeeg uit ons lewe uitkry, jy moet die sonde uithaal, want hy daarvoor vir jou aan die kruis gesterf. Jy is meer as 'n winnaar in hom. Yeshua, hy het geen sonde gehad nie, hy het sonde op hom geneem, hy het my en jou sonde op hom geneem, en jy deur die watergraf gegaan, en in opstandingskrag het jy gevoel toe jy uit die doopbad uitkom, daar het iets met jou gebeur. Ek dink my sussie Delien kan dit getuig, en Karina kan dit getuig, en Susan kan dit getuig, daar het iets met jou fisies in daai doopbad in gebeur. OK. As jy dit nie self gevoel en beleef het, jy sal dit nie glo nie. Jy kan net iets glo as jy dit beleef het. Glo vir my. Jy moet die woord beleef, jy moet Heilige Gees beleef, die woord moet met jou begin praat, en dan begin jy hom verstaan, en vra vir Benny, dan as jy hom begin verstaan, dan begin jy in herlewing gaan in die woord in. So julle wat die woord lees, almal wat nou baie in die woord sit, my sussie daar, Delien ook, en Susan hierso en Karina, as jy in die woord sit, hy gaan vir jou oop, hy word helder, en jy begin verstaan, en julle wat die woord hoor, ons kry altyd goeie hoorders van die woord, en nie altyd daders nie, maar wanneer jy in jou ouderdom en jou hoë grysjare is dit moeilik om te lees. Vra maar vir Janneman en hom Tuisie, dit is nie maklik nie, en dan is dit nodig dat Vader stuur Heilige Gees dalk deur 'n boek, of dalk deur 'n boetie of 'n sussie, om vir jou die woord te bring, dat jy Heilige Gees kan beleef. So wanneer jy hier sit, of in 'n bidtuur sit, moet jy Heilige Gees kan beleef. OK, so jy moet ingesteld wees, wanneer jy woord hoor, om dit te kan, in jou hartkamers te kan voel, en te kan beweeg daarin. Dit is belangrik om dit te verstaan. Sonde is op hom geneem, om daarvoor het hy dit vir my en jou betaal. Tetelestai, die bloedkwitansie, die vloek van sonde is nou weg. Maar as jy sonde doen, het jy 'n legal right, jy gaan getuig word. Jy gaan rekenskap gee, want jy weet wat is reg en verkeerd, want jy ken die 10 gebooie, jy ken Galasiërs 5 vers 22 as ek reg is, die vrug van die Gees sê vir jou wat mag jy en wat mag jy nie. Gaan lees Galasiërs 5, die hele een, gaan maak seker jy verstaan wat is Vader se weë. Jy kan nie sondes sommer net doen nie. Dit werk nie so nie. Nie eenmal 'n kind van God altyd? Nee, dis 'n leuen, jy moet daaraan werk. Jy kan jou kindskap verloor as jy die pad byster raak. Kan ek net ophou met hierdie bediening? Nee. Ek kan nie net ophou nie. Al wil ek baie keer,
Veral as julle my so kwaad maak, dan voel ek nee, en dan sê ek vir Mike, nee, stille rus wil alweer nie luister nie. Wat moet ek doen dat hulle luister? Dan kom ek maar weer en sê ek, Vader, U het my geroep. En dan moet jy staande bly, al is dit nie maklik nie. Wat is bitter in jou lewe? Wat is galbitter wat jy nog nie gehanteer het nie? Kom ons kyk wat is die bitterkrye. Die bitterkrye beteken slawerny. Is jy aan iets nog verslaaf wat jy nie kan van ontslaa raak wat sonde is nie, dan het jy nog 'n gedeelte van slawerny. Dit wat ons gedoen het, ons sondige lewe, ons ongeregtigheid en die herhaling van sonde, hardnekkige sondes, jy hou aan die sonde doen, al weet jy dis verkeerd. Maar ek jy moet nie vergeet om kos te bestel nie. Dankie. Die vraag is, gaan ons nou klaar kry met dit en die bitterkrye neem as 'n simbool. So jy het die bitterkrye daai dagie geneem as simbool en gesê ons maak klaar met sonde. So jy het 'n proklamasie uitgevoer vir Vader. Jy het 'n verbond met hom aangegaan. Jy het kommunie ingebruik en gesê jy maak klaar met die hardnekkige sonde. So dis tyd. Dis tyd dat ons dit doen. As jy sukkel met X, gryp jou bottel salfolie en salf jou en jy sal verbaas wees dat sonde nie naby jou kan kom nie. Ek sal vandag vir julle salfolie uitdeel. Ek sal sommer vir elkeen 2 botteltjies gee. Gaan salf jou plek uit en vat een en salf jouself. OK. Ek maak klaar met sonde in my lewe en my huisgesin se lewe. Ek en my huisgesin sal die Jahweh dien. Jy moet daai proklamasie commitment maak. Jy sal hom dien. En moenie dat die vyand vir jou sê as jy nog bietjie sonde in jou het, jy kan nie die woord bring nie. Dan moet jy juis die woord bring, want die woord gaan jou vrymaak, hy gaan jou release, hy gaan jou uit bondage uitbring, dan doen jy die woord sonder ophou. Volhard in die woord en die sonde sal van jou af wegvlug. Amen. Ja, Betty? Jy hoef nie die Bybel te ken nie, want nie een ken die Bybel nie, behalwe deur Heilige Gees. As jy op Heilige Gees vertrou wat jou in alle krag en waarheid deur die woord sal lei, is jy meer as 'n instrument as wat enige een vir jou kan vertel. So, jy gaan daai aanslag kry en sê, "O, jy moet net 'n pastoor wees of dit is nie." Hy sê, "Ek roep elkeen. Gaan heen en maak disippels." Ek het heen gegaan, ek het julle as disippels gemaak. Het julle lering gekry hierso, Benny? Julle weet baie meer as wat julle die eerste dag heen gestap het. Jy gaan, onthou, dit is die pad van ontnigterings van hierdie pad van vaderstap. Baie aansla, dan moet jy net sê, die bloed van Jesus is teen julle. Want die bloed is in jou en is teen hulle. OK? Ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Dit wat in jou is groter as dit wat in die wêreld is. Hulle is nog in die wêreld. So die vyand hou nie van wat jy doen nie, dis hoekom jy die aanslag kry. Nou moet jy nagmaal gebruik, in die woord, kommunion, wapenrusting aantrek, bid vir wysheid en kennis en helderheid van verstand van 2 Korintiërs 10 vanaf vers 3 af en ons sonder vers 5 uit. Dink jy ek ken hierdie verse sommer net so? Ek moes in die woord self sit. Dink jy hulle het my pastoors dit geleer? Nee, hulle het my van die pad af geleer. Ek het in die waarheid gekom toe ek eers die waarheid besef. Jy moet die woord dag en nag leef en eet. Jy kan dit doen. Dan gaan jy nog sê jy loop met die Bybel onder die arm ook. Verstaan jy? Jy gaan dit kry. En sê ja, maar ek is 'n lewende woord wat loop, want daar waar jy gaan is die Jahweh se gebed. So jy kan loop letterlik en vir almal bid. Wat gaan hulle maak as jy Vader vir jou in die supermark sê jy gaan bid vir daai vrou? Dan moet jy gaan bid.
Al dink hulle jy's nie lekker in die kop nie, jy's heeltemal op pad buister geraak. Moenie. As Heilige Gees in jou binneste praat, doen wat Heilige Gees vir jou sê. Moenie op mense gestreed wees nie. Lig jou oë op na hemelse plekke toe. Lig jou oë op. So daar sy Benny, jy's geantwoord. Dan kan ons liggame ons help om dit deur die niere uit te skei en die regte nier ons voort sal laat gaan, so hy word die gif kom in die linker nier in. Daai woorde wat jy gekry het, Benny, is gif, kom in die linker nier in. Hy gaan oor na die regter nier toe. Hy was die sonde uit. Hy staan in opstandingskrag wat Jesus uit die doodheid opgestaan het op. En weet jy wat? Hy maak die hart wat te pyl deurgegaan het, terwyl hy jou aangeval het skool, en hy gaan deur na die pituitêre klier toe, en dan na die hypothalamus toe, en weet jy wat? Dan is jou verstand vernuwe. So awesome is die liggaam gemaak. So awesome. So uit jou urine word die gif van bitterheid uitgeskei. So as jy hulle vergewe volgens 1 Johannes 1:9, word die bitter uit die niere uitgeskei. So jou niere is eintlik 'n hart. Jou niere is eintlik 'n hart. As jy van die niere in die hart wil leer, en jy wil dit nagaan, vra vir Mike om vir julle daai te druk wat ek van Michelle Strydom bedien het. Ek gee glad nie om nie. Miskien is dit tyd dat julle die wat nou bedien, dit so bietjie deurgaan. Veral vir Delene en Susanne, vir Benny. Ek dink Karina was hier toe ek dit bedien het. Karina was hier so gewees. Dan gaan dit bietjie deur, veral Delene, gaan dit deur, dan sien jy hoe awesome is jou liggaam gemaak. Druk vir hulle 'n bietjie van daai wat ons in die begin gedoen het. Dan moet jy sien hoe werk jou gees, siel en liggaam. Dis wow. Daar's nie 'n ander woord. Vader is wow. Hy's 'n awesome God. As nie woorde om te beskryf nie. Dit is waaroor dit gaan. Die bitterkrye, die simbool van Egipte, die volk was in slawerny gewees, 'n bitterlike lewe van as slawe. En die lammetjie wat ook in die fees geslag is met die bloed aan die deurposte van die was natuurlik die vrymaking van bevryding gewees. Met ander woorde, as ek dink ek het 'n rooi een hierso. As ek kom by my deur hang, dan is my deurposte geverf. En moet die vloek wat in die middag kom van wat Psalm 91 vir ons beskryf, moet verby jou gaan. Moet verby jou gaan, want jy proklameer die bloed van Jesus in jou huis, aan jou deurposte. So dis belangrik dat jy dit doen. Ek gaan nie pakkies opmaak, dan gaan ek weet tikwas insit. Met ander woorde, dat jy kan weet, jy is uit slawerny uit. Daai lammetjie is geslag, die bloed as in jou aan jou hartkamers. Dan jou deurpos van jou huis en jou deurpos van jou liggaam is jou hartkamers. Want jou hypothalamus, jou pituitêre klier het die regte sein na jou hartkamers gestuur sodat jy die woord kan ontvang. OK, en dan kom dit in opstandingskrag, want daar's nie gif nie, daar's nie bitterkrye nie. Dis wanneer die paaslam nou op die aarde manifesteer, die bloed, the blood of the Messias is alive. In die geestesriem is daar 'n bloedkombers om te sê die blood is alive. Ek dink was op my banner voor gewees wat hy was die heel eerste prentjie, dan ek sal nou teruggaan na hom toe, waar die bloed is letterlik oor ons in die geestesriem, want hy die vyand gaan oorwin. The blood of Jesus Christ is alive. Dit beteken dat ons almal se lewe was in bondage. Jy was in bondage gewees voor jy by Yahweh Eltekan uitgekom het. Yahweh Eltekan beteken founded by God. Nie Susanne, God het julle gevind, hy het julle nuut gemaak, was in slawerny, hy het ons kon vrymaak as 'n weeskind, was dit 'n bitter lewe gewees. Toe jy ver van Vader af was, toe was jy 'n weeskind. Maar hy kom met Pinkster en hy stort die Heilige Gees uit en hy sê ek laat julle nie as weeskinders agter nie. Ek stuur vir jou die Heilige Gees om die pad saam met jou te stap, om jou te lei in alle krag en waarheid. Wow. Hy los vir hy disippels, hulle sê hulle is alleen, daar gaan hulle Messias. Hy sê nee, hulle stort die Heilige Gees uit.
almal ontvang die Heilige Gees. Toe uit die doopbad uitkom, toe sê Vader, dis my geliefde dogter of seun in wie ek welbehaag, want jy's in Christus in. Sien julle hoe werk dit? Jy's in Christus in. Sonder hom, maar met Yeshua, maar met hom sien ek kans vir môre. Sien ek kans vir môre. Hy sê aan jou deurpos, when I see the blood, I will pass over you. Soos jy daai deurpos van jou merk, jy proklameer die bloed daar, gaan die goed by jou verbygaan. As jy daar uitstap, stap jy met 'n tapuit van rooi bloed voor jou uit. Want the blood is alive. Jy's nie alleen nie. Ek sê altyd vir Vader, rol vir my die bloedkombers voor my uit, waar ek sal gaan, dat ek op heilige grond sal trap. Maar ek moet dit vra. Hy sê vra en jy sal ontvang. So jy leer naand Benny die woord ken, soos ek hom ken, maar dit vat vir jou 'n tyd om dit so te ken. Jy merk jou woord, hy moet lyk soos die Bybel lyk hierso. Die een begin nou darm nou fatsoen kry. Kyk, hy begin fatsoen kry. Hy begin gemerk word. Begin jou Bybel merk met 'n passie. 'n Passie om die woord te kan verstaan. 'n Passie om die woord te kan doen. Lees die onderste stukke. Kyk wat Vader vir jou gee. Kyk of jy jou opsomming kan maak deur Heilige Gees. Dink julle dis maklik vir my om hierdie opsommings te gemaak het? Ek moet Vader vra, wat beteken die woordie? Dan kom Heilige Gees en gee hy antwoord. Partykeer gee hy jou 'n boek om die antwoord te kry. Lees die boek. Ek het vir julle die boek van die DNA gegee. Karina weet ek lees hom. Lees die boek, van daai boeke merk. As die Vader vir jou skrifgie gee, dan kyk jy wat daar staan, dan skryf jy dit en jy merk hom. En so begin dit 'n roetekaart raak. En raak jy al hoe meer opgewonde, want weet jy wat, as jy nou by 'n sussie op die boetie sit en ek maak hierdie woord byvoorbeeld, kom ons maak hom hier oop. Kom ons kyk wat sê Vader vir my hier. Ek kan oopmaak waar ek wil, want ek het 'n roetekaart. Wat het ek? 'n Roetekaart. Hy sê vir ons in Jesaja 43 vers 12, deur Israel wou God bewys, daar's net een God en wat alles geskep het en daar is niemand wat met hom kan vergelyk nie. Die skepping lewensstandaard, dit is die doel van ons skepping. Onmiddellik kan ek bedien. Onmiddellik kan ek bedien, want ek het gaan sit in my stilte tyd met 'n roetekaart. Vat dit tyd? Ja. Ek werk baie keer weke net aan 1 of 2 skriffies. Dan sê ek, volg op, ek sal vir julle nou wys, na Kolossense dit toe. So nou weet ek moet nou in hierdie week wat kom, die volgende skrif doen, na Kolossense toe, om volgende week vir julle nog 'n antwoord te gee van heiligmaking, want ek moet die pad stap vir 50 dae met julle, want ek moet dit in gehoorsaamheid doen. Daarom het ek gesê, al vat hierdie langer om te doen, kyk Vader, is ons almal gehoorsaam. Want ons stap na die pad van heiligmaking. Elke keer gee ek vir julle skrifgie. Dan stap jy die pad. As jy weer na die woord gaan luister wat ek gepraat het, dan dink jy aan wat mag ek doen en wat mag ek nie doen nie. Kan ek my offer op daai verbondstafel sit? Wat is jou offer? Jou gees, siel en liggaam. Is dit in lyn met God se woord? Dis 'n eina. Is jou gees, siel en liggaam in lyn met God se woord om op daai verbondstafel, dis 'n heilige tafel, kan jy dit daar gaan opsit? Ongesuurde brode. Dan beweeg ons nou na ongesuurde brode. Ons was by die bitterkruide. Nou gaan ons na die ongesuurde brode. So direk na die aand van die tweede begin ons met ongesuurde brode. Maar hier het iets groot gebeur in daai tyd tydens daai fees. Kom ons hoor wat sê die woord vir ons. Wat het daar gebeur? Hier het ek baie self geskryf, vra vir Michael, as jy daai doetjies sien, moet jy weet, dis Susan wat hierso geskryf het, waar die Heilige Gees my gelei het, en dan sê ek vir Michael, jy sit dit net so in, of dit reg klink, en of dit nie reg klink nie. Daai stadium het ek dit so ontvang, hoe Vader my deur die woord gelei het deur die Heilige Gees. Dis is die 7 dae fees van ongesuurde brode.
Levitikus 23 vers 6. In die eerste maand, op die 14de van die maand, teen die aand is die Pasga, Yahweh, nou hierdie maand, die 2026, is dit die 2de April, 5786. Daarom het ons 'n Pasga ete, die fees van ongesuurde brode. Het ek vir julle ete gegee? Ek het die siel gevoed, maar ook die liggaam gevoed. Om te proklameer terwyl ons die skaapvleisbreedie geëet het, om te sê, daar is vir ons in die verlede 'n lam geslag, wat aan die regterhand van God sit, wat ons advokaat is, so as die vyand kom en hy sê, Susanne, dit en dit en dit gedoen, dan sê Jesus Christus vir Satan, jy kan haar nie aankla nie, hierdie dag en datum met sy sonde bely, so dit is reeds afgehandel, dis hoekom ek 'n dag en datum het, en net daar val Satan soos 'n bliksemstraal terug op die aarde. Baie wil aankla. So, wanneer hy kom in die aanklagkamer voor die troon van Abba Vader, het jy jou advokaat wat vir jou intree. So bely jou sonde gereeld, sodat jou advokaat, Jesus Christus van Nasaret, vir jou kan intree. Belangrik om te weet, die 15de Nisan, die volgende dag, en op die 15de dag van hierdie maand, is die fees van die ongesuurde brode van Yahweh. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet. 7 dae lank kry jy kans om die sonde nou uit jou uit te haal. Deur kommunie te vat en sê, Vader, ek behandel die sonde. Vader, ek is jammer oor die sonde. Volgens 1 Johannes 1 vers 9. As jy dit nie gedoen het nie, het ek vir jou goeie nuus, het jy in hierdie 50 dae, vat van vandag af 7 dae en begin dit so doen. Vat jou kommunie en bely. Vat jou kommunie en bely. Wie was jou skoner as kommunie? Want is die bloed van Yeshua, die liggaam wat jy eet. Op die eerste dag moet daar vir jou 'n 4-dag fees, geen beroepswerk mag julle doen nie. Met ander woorde, hierdie feeste is belangrik, moenie onnodig gaan werk nie. Maar ek weet die wêreld maak dit nie vir ons maklik nie, want ons lewe in 'n wêreld waar daar dag en nag net gewerk word. Maar koop die tyd uit, sê vir Vader, jammer dat ek by hierdie firma is of by die firma is en ek moet werk. Ons maak nie saak wat ons firma is nie. Die wêreld daar buite van die graanbedryf gaan staan nooit stil nie. Maar ons koop die tyd uit, al is dit na ure, om met die Vader te sit en sê, Vader, weet jy, U ken ons omstandighede, maar ons eer U Shabbatte, ons weet dis 'n rusdag. We kry Hoogheilige daar. Dis nie vir ons maklik om daarin te leef nie. Op die eerste dag moet julle daar vir julle 4-dag fees geen beroepswerk wees nie, geen. Maar julle moet 7 dae lank Yahweh 'n vuuroffer bring. Nou daai vuuroffer is letterlik wat jou gees, siel en liggaam op die versoensdeksel moet sit. Want na die fees van weke, as ek reg is, kom ons versoening, ek wil net seker maak, ek nie verkeerd. Nee, dan sit die trompettefees, en net na die trompettefees is dit jou versoeningsdag. So ons is besig om te beweeg na die trompette wat blaas, en jy wat versoen met die Almagtige, en jy moet ook versoen met jou naaste. So die aand van die tweede, hierdie aand begin ons met die 7-dag periode van ongesuurde brode van vas en bid. Nou jy kan nog steeds vas en bid. Maar in daai fees moet jy vas en bid. Dis hoekom jy kry nou die geleentheid om te vas en te bid. Hoekom vas en bid ons? Wat hoor die woord van Abba Vader? 1 Korintiërs 5 vers 8. Laat ons dan fees vier. Nie met ou suurdeeg of met die suurdeeg van ongesuurde, ondeugd en boosheid nie, maar met ongesuurde brode van reinheid en waarheid. Hoe gaan jy reinheid en waarheid kry? Deur kommunion te doen. Daar gebruik ek baie Johannes 6 vanaf vers 54. Baie. Galasiërs 5 vers 19. En die week van en die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik, wat mag jy nie doen nie?
oorspel, hoerery. As jy afvallig is van Vader se woord, is so goed jy hoereer met Vader se woord. Onreinheid, ongebondheid, al hierdie goed sê hy vir jou. Jy kry die 7 deadly sins. Gaan kyk bietjie, wat is dit? Wat ons nie mag doen nie. Maar die woord waarsku jou om vuil suurdeeg die vleesmens in te wandel, gaan jy die ander persoon vloek. Is dit vir ons moeilik in hierdie sondige wêreld? Ja, die mense daar buitekant leef vir die wêreld. Hulle leef vir die wêreld. Jy kom baie keer in 'n geselskap wat nie altyd lekker is nie. Dis nie altyd lekker nie. Galasiërs 5 vers 19 en 21. Daar het ek vir julle nou nog gesê Galasiërs 5. So julle moet hom gaan doen. En die werk van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, troonigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery, dergelike dinge. Verklaar hierdie nie vir jou presies wat die 10 gebooie vir jou sê nie. Waarvan ek julle vooraf sê, so ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. So jy gaan hom nie beerwe nie. So jy kan nie vir my sê, dit word nie verklaar in die Nuwe Testament nie. Nou sê hulle vir ons, ja, ons is onder die wet as ons die 10 gebooie doen. Nee, dis Vader se broodresep. Dis die lewende woord van Abba Vader. Soos 'n goue draad van Genesis tot Openbaring. Begin jou woord merk en jy sal dit agterkom. Beginne vas en bid. Die vleesmens is deel van die suurdeeg in ons lewe. So as die vlees voorstaan, gaan jou geesmens nie kan opstaan in opstandingskrag nie. Hoe kry ek dit uit om te vas en te bid? In afsondering, daar staan in die Bybel om oor hierdie tyd om te vas en te bid, in die tyd wat ons op pad is na die Pinkster toe. Vas en bid, dat jou siel kan ontvang wanneer Heilige Gees uitgestort word. Maar dis al hoe jy sonde van die vleesmens gaan uitkry, om te vas en te bid en kommunion te doen. Ek voeg niks by Jahwe se woord nie, maar by innerlike genesing het mense 'n wanindruk van vas en bid, en het niks te doen met wie of wat by die woord gevoeg of weggelaat is nie. Dit gaan oor 'n persoonlike verhouding met Abba Vader. Het jy 'n persoonlike verhouding? Het jy 'n stilte tyd? Het jy 'n bidtyd? As jy op jou bed lê voor jy gaan slaap, maak jou oë toe. Steek jou hande omhoog en sê, Vader, ek wil net bietjie Heilige Gees voel. Ek wil net 'n bietjie voel. Salf my met geestelike olie. Vra dit vir Vader. Na harde dag se werk is ons almal moeg. Gryp baie keer die sofar en blaas net en roep na Vader. As jy nie 'n sofar het nie, sing 'n loflied en roep na Vader. Hoe harder jy sing, hoe meer veg die engele teen die demone. Dit is 'n innerlike verhouding met jou Elohim. Dit het te maak met sy wet, gebooie wat mense byvoeg en wegneem. Hulle maak daar net soos hulle wil. Voeg by, sit mensgemaakte wette by, die Breekkerk wat daar nie is nie, hulle sit pagan feeste by. Dit staan nie in die woord nie. Gaan wys my waar staan vir Kersfees. Gaan wys vir my. Daar staan dit nie. Byvoorbeeld Shabbat staan in die woord van Abba Vader, maar die kerk het besluit om die Shabbat uit te haal. Dit is weggeneem en hulle voeg by Sondag die Constantijn, nou gaan hulle maar die songod aanbidding doen. En in die meeste van die Breekkerke buitekant dink, hulle dien die ware Vader. Daarom is ek teen enige pastore wat kom bedien by julle. Wees versigtig by wie jy wat hoor. Daarom kan ek nie hierdie seminare en klasse van my los nie, want wie gaan vir die mens daar buite die wêreld vertel? Vader gee julle om vir die ander te vertel.
Daai dominee gaan met jou vassit, Benny, jy en hy gaan 'n hele dag om die tafel sit en nie by een punt uitkom nie. Maar mag Heilige Gees hom lei dat hy oorkom in die waarheid uit. Maak so, dek donderdag al jou Shabbat-tafel. Want weet jy wat doen die vyand? Vrydag maak hy jou besig dat jy nie daarby uitkom nie. Dek hom al die donderdag. Wees een stapie voor. Ek sê altyd, wanneer jy iemand kry wat kom inbreek by jou, wees een stapie voor. Het jy genoeg veiligheidsmaatreëls? Het jy genoeg staaldeure? Sluit jy jou binnedeure? Sluit jy jou innerlike binnedeure? Sodat die vyand nie in jou hartkamers kom rondkrap nie. Want hy gaan vir jou mense stuur op julle pad wat nie glo in die Shabbatte nie. Wat die kerk doen, verwerp die afsprake van Jahwe, die vasgestelde afsprake feeste. Ook ons Elohim, dan voeg hulle by die pagan feeste en die wêreldse feeste. Dis byvoeg. En waarsku ons die woord ons nie om nie by te voeg nie. Who changed the Shabbat? Wie dit verander? Constantijn. Gaan kyk, gaan doen navraag, gaan Google. Net die AI gebruik nie. Ek het vir Michael vanoggend 'n stuk oor AI gestuur. En sê, voeg dit vir ons by. Al sit jy net die klip by, jy hoef nie die ding te gaan doen nie, al sit jy net die klip by, dat ons dit luister. Hoe AI ons lewe gaan oorneem. Wat skree nou? Okay? Jy kan enige tyd vas en bid. In hierdie 50 dae, jy het nog steeds tyd oor om te vas en te bid. Dit is 'n verhouding met jou Skepper. Dis 'n verhouding met jou Skepper. In Matteus 5 vers 17 en 19, baie duidelik, dit gaan oor sy gebooie, die vervulling van die wet. Die wet is vervul. Hy is nie leeg gemaak en weggegooi nie. Hy het gekom, Yeshua, en hy vervul hom. As ek my tank vol petrol maak, ek nou gesien ek moet diesel ingooi, anders het ek moeilikheid, nê? So, jy moet sorg, jy moet geestelike voedsel van die woord vervul. Met ander woorde, hy die wet kom vervul. Hy het dit nie weggevat nie. Hy sê in Matteus 5 vers 17 en 20, moenie dink dat ek gekom het om die wet op die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Deur die skrifte van Galasiërs wat jy mag doen en nie mag doen nie, moenie afvallig raak nie. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Ons beweeg in die eindtye, waar ons die volledige sien begin, ons sien die oorlog, ons sien die siektes, ons sien die aardbewings, ons sien die tsunamies, ons sien die militêre word oral geontplooi. Ons sien dit. Ons sien die dieselpryse. Invoer en uitvoer word gestop. Ons geld beteken niks meer nie. Ek vra nou die dag vir my man die vraag, dink jy daar's nog soveel goud in die reservebank as wat hulle geld druk? Of druk hulle net geld dat die geld nie eintlik meer waarde het nie? Dink julle ons goud is nog in die reservebanke? Ek dink nie so, en ek dink die nuwe stelsel het gekom en hulle druk net geld. Ek dink ons geld gaan een van die dae niks werd wees nie. Want as hulle daai gaan kyk, wat gaan gebeur as die oorseese maatskappye dit uitvind? Gaan hulle nog vir ons olie en petrol stuur? Dis kommerwekkend die buitekant. Wie dan ook een van die geringstes van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Sien julle kan nie enige pastore gaan glo nie. As hy die Sondagkerk doen, stap weg. Maar wie die wet gehoorsaam en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Maar moenie hoog moet kry nie. Moenie dink jy is beter as jou boetie of jou sussie vir wie jy die woord bring nie. Moenie hoogmoed kry nie. Dis nie van Vader af nie. Glad nie. En sê vir julle, as julle
getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan. Dis eina, nee. Om te dink die Breekkerk het julle al die jare so geleer. Dis eina. Vas en bid. Wanneer ons 'n groot probleem in ons huis en gesinne het, kan ons enige tyd vas en bid oor die saak. Dan roep ons 'n vas uit vir 'n paar dae, ons voeg niks by of vat niks weg nie. Jy kan net met vrugte vas. Jy hoef nie honger te ly nie, maar sit in die woord terwyl jy net vrugte eet. Jy kan net sop eet, maar sit in die woord terwyl jy dit doen. Jy kan nie op eie krag nie, wanneer jy vas en bid, moet jy versterk word. Maar Vader sien jou hart, moenie die vas en bid doen uit die vlees nie, doen dit uit jou hart uit, dan sal die vas en bid nie vir jou moeilik wees nie. In die feestyd kan jy nou die hoofstukke van Exodus, hoofstuk 12 en 13 gaan kyk, die opdrag was gewees, gaan in julle huise en gaan haal al die suurdeeg uit julle huis uit. Dis tyd, hierdie tyd moet jy al sonde uit jou geestelike tempel, jou liggaam uitgehaal het. Hierdie is 'n tempel, jy moet hom gaan uithaal. Ons liggaam is nou hierdie huis waarvan hulle praat. Jou liggaam word 'n tabernakel. Hy het 'n voorhangsel waar jy deur kan gaan, jy hierdie liggaam in die allerheiligste en met jou Elohim kan praat. Dis wow. Jy het daai sleutel om in te kan gaan. Hier moet die suurdeeg nou uitkom, jou liggaam, hoe kry ons dit uit ons liggaam? Om jouself te gaan meet, waar lê jy op Jahwe se rigterskaal? Waar lê jy? As jy nou sê uit 10 uit, hoe lyk jou geestelike lewe? Geef jouself in jou gedagtes vandag 'n punt uit 10 uit. Hoe lyk jou geestelike lewe? Dan moet ek met myself praat, ek kan meer doen vir my geestelike lewe. Ek kan verseker meer doen. Ons kan verseker. Jy meet jou aan die woord van Elohim, dan begin jy meer skrifte merk, en jy kan jou Bybel oopmaak, en jy gaan meet, jene, kom ek kyk hoeveel skriffies het ek al gemerk. Het julle al julle boekmerkie ooit al dwars deur die Bybel gemerk? As jy nie het nie, is dit tyd om dit te doen. As jy nie 'n boekmerkie mee het, jy praat met my. So jy meet jou aan Vader se woord. Abba Vader, noem waar jy in jou lewe nog sukkel met sonde. Noem daai sonde hardop en sê vir die vyand, man, hoes ek. The blood of Jesus Christ is against you. Gaan. Ek soek nie hierdie sonde in my lewe nie. Jaag die sonde uit jou tabernakel uit weg. Sê vir hom, gaan. Hier's nie plek vir jou nie. Gaan en jy salf jouself. Jy voel hoe daai sonde gaan. Daai onsedelikheid, daai onreinheid, daai losbandigheid, daai afgodsdienst, daai towery, daai vyandskap, daai haat, daai naaiwer, daai woede, daai rusie. Ek sê altyd, moenie te mekaar swaarde trek nie, gaan na jou binnekamer en vra vir Vader, hoe moet ek maak? Verdeeldheid, skering, afgun, dronkenskap, uitspattigheid en al hierdie dergelike dinge is nie van Abba Vader nie. So vas en bid is niks wat ons byvoeg of uithaal nie, want oor die Pasga vas en bid ons gaan lees Levitikus 23 vers 6 tot 8. Dan begin jy weet wat Galasiërs 5 vir jou sê, maak klaar met die sonde. Dit is sonde en dit bring 'n muur tussen my en Jahwe, want dit is sonde en nou gaan ek oor hierdie 7 dae, daai muur wat tussen my en Vader is, afbreek om te bely en weg te jaag, te salf, dis hoekom ek julle salfolie vandag gee. Gaan ek my vleesmens ondergeskik stel, is Jakobus 4 vers 7, as jy opstaan die oggend en sê, Vader, ek onderwerp my onder u skrif van Jakobus 4 vers 7. Hy sê, onderwerp julle aan God en weerstaan die duiwel. So daar het julle dit. So daar is skrif wat jy kan gebruik wat 'n swaard is, wat jy jou onder Jahwe alleenlik sit.
gaan ek my vleesmens ondergestik stel aan met die geesmens en ek gaan hierdie 7 dae gebruik oor 'n tydperk van ongesuurde bode om daai suurdeeg uit my te kry. My hartskamers, my gedagtes moet in lyn kom met my wese, my liggaam moet in lyn kom met dit wat Yeshua vir my aan die kruis gedoen het. Dis my verantwoordelikheid. Dis die strewe na heiligmaking, 'n lewende siel. Daai skrif wat ek vanoggend vir julle gegee het. Hy praat hier met gees, siel en liggaam. Kom in lyn in. Die vlees is swak. Die geesmens is gewillig, maar die siel is as strand. Hy staan op. Want as jou DNA nie reg is nie, gaan bely die sonde dat jou DNA in lyn kan kom, want in die siel, in die bloed, is die siel van die DNA. En met die vas bely jy, dan begin Abba Vader dit in jou lewe te openbaar. Wanneer jy kos op sy sit, en jou een kant sit, set apart, dan begin Abba Vader jou dit wys. Gaan vas met yoghurt, gaan vas met sop, gaan vas met vrugte. Gaan vas, byvoorbeeld as jy lief is vir brood, los brood uit vir 'n week. Los dit en gaan vas. Meeste van ons is lief vir brood. Meeste van ons. Hoekom het ek die granaat ingebring? Hadassa het vir haar volk opgestaan. Vir haar nasie opgestaan. Dis gaan uit as jy hom oopbreek die granaat, wys hy die kaarte hoe dit lê in die granaat om gaan na alle nasies toe. Hadassa was in die tronk gegooi, maar sy het vir haar nasie opgestaan. Julle is 'n nasie hier vandag, 'n Israel nasie wat daar buitekant moet opstaan en die woord bring by stille rus. Gaan uit. Alida en Pietro gaan uit. Ek wil vir jou sê, as jy nie uitgaan nie, bedien daar om jou. As jy nie uitgaan nie, sorg jy word al hoe sterker in die woord. Wanneer Vader besluit om jou te gebruik, dat jy sterk is in die woord. En moenie dat die vyand vir jou sê, jy is nie sterk in die woord nie, jy het my boekmerkie, sê, kom ek vertel jou van al die goed, hoe om 'n heiligmaking lewe te hê, hoe om wedergebore te word. Ek gee al die skrifte daarso. Gaan doen dit. Gaan doen dit. Wat wys Abba Vader vir jou? Wat is in jou lewe verkeerd? Waarmee sukkel jy? En dan begin Jahwe vir jou dit openbaar en jy kan begin by die erkenning van voorop moedig. Met ander woorde, jy's moedeloos, jy sit in sak en as, jy weet nie om jou kop te lig nie. Soos ek vir julle gesê het, party van die goed gaan jy nie verstaan nie. Ek skryf gebroke daar, maar ek weet wat Heilige Gees vir my gesê het. Moenie in sak en as in jou sonde sit nie. Daar is meer as wat genoeg is in die woord van Abba Vader. Ek kom in nederigheid en sê, Abba Vader, ek is jammer vir al daai onsedelike dinge wat ek gedoen het, vir al die skinder, vir al die hoogmoed. Ek is jammer, Abba Vader, herstel my verhouding met U, die almagtige Skepper, ons Elohim, ons Adonai, Immanuel, God met ons. Ek wandel in U weë. Ek is jammer op die verkeerde pad wat ek was. Ek is jammer, Vader. Vader, sit my in U Shekinah glory in jou lewe en dit sal aan die lig kom, dat dit wat in die duister is, sal aan die lig kom en jy sal klaarmaak daarmee. Amen. Jy gaan klaarmaak daarmee. Maar jy moet daai ligskakelaar in jou binneste begin aansit deur gebed, communion en te bely en te vas en te bid en woord te lees. Dis die resep. Is dit moeilik? Nee. As jy wakker word, sê dankie Vader, ek het 'n vloer. Dankie Vader, ek het asem. Dankie Vader, het my deur hierdie nag gedra. Dankie Vader vir my pragtige kinders. Dankie vir my boeties en my sissies hierso. Ek seën hulle, Vader. Dankie dat hulle hier sit en die woord gaan uitdra. Vader, dankie dat jy my gehoorsaam hou, al is ek baie keer swak in die vlees, Vader. Dan kom U Gees in opstandingskrag en ek beer vorentoe. Dis genade. Ek sê vir Vader, dankie daarvoor.
Want baie keer wil die vyand nie hê jy moet aangaan nie. Net gister sê ek vir Mike, nee Mike, ek bel hom, ek sê ek was nou verkeerd. Nee Mike, maar ek bel 'n vriend dadelik. As Heilige Gees my gepraat het, deel dadelik met 'n vriend as Heilige Gees jou getuig het. Deel dadelik. Nie almal is heilig en veilig nie. Ons almal lewe in 'n sondige wêreld en kry die aanslag. Maar ek bel. Geen nie om wat Mike doen nie, nou moet ek met hom praat. Ja. En dis is dit werk. Hallo Diana, in sak en as, is dit nodig dat jy in sak en as moet sit? En 'n goeie Diana het stap in, sy het lank in sak en as gesit en gedink, sy kan nie praat en sy kan nie dit nie. Nou moet jy haar sien. Nou moet jy haar sien. Sy kan vir jou borrel hoor. Dit borrel, dit borrel, dit borrel in my. Verseker is dit nodig om jou tempo wat jou liggaam is skoon te kry. Waarby begin? Erken aan jouself. Bely. Die verantwoordelikheid vat vir jou sondes. Maak reg met jou sussie. Al gee die boetie vir jou 'n klap van die kant af, sê nog steeds hom is jammer en is lief vir hom. So 7 dae kry jy geleentheid om te restoreer. Restore. My Amplify Bybel staan dit in restore. Ek moet noodwendig agter gaan soek dat ek restore kan lees vir julle. Daar mag geen suurdeeg in jou huis gevind word nie. Die woord sê so. Is jy ernstig genoeg om jou sonde gelewe af te sterf? Ja, julle deur die doopbad gaan julle wedergeboorte van bo kry. Ek is seker julle wat hier sit almal is ernstig daaroor. Om sonde uit jou lewe uit te haal. Ek is bereid om oor te gee. Nou moet jy boedel oorgee en sê hier is die sonde. Vat hierdie ou skuldlas, hierdie ou boedel van my lewe, ek wil dit nie meer hê nie. Ek wil nou mede-erfgenaam wees in Jesus Christus. Ek wil dit doen wat Abba Vader behaag. My geesmens kan versterk. Ek kan groei en my vleesmens ondergeskik stel aan die geesmens. Jakobus 4 vers 7. Ons kan hom net behaag in die gees. So jy moet in die gees wandel. Jou gees moet opgekoppel word elke dag. Nie vanaand as jy gaan slaap, dan sê Vader, ek wek al my kommernisse op U, dat jy rustig kan slaap. Draai dit bietjie, vat al jou bekommernisse en werp dit op Abba Vader. I am sorry. Jahwe se liefdesbeker. Almal sit nog met die sonde en Yeshua was die perfekte lam. Hy wil hê ons moet ons sonder die sondes in ons lewe kan oorwin. Die beker was vervul tetelestai. Omdat dit die waarheid van mense weghou, is dit net hulle wat nie geleer het om hierdie sondes klaar te maak nie. Die waarheid is van hulle weggehou. In die feeste lees ons van die laaste pasgalam wat geslag is. Ons herdenk dit. Die bloed is aan ons deurkusyn, aan ons hartkamers, aan ons voorhoofde en ons voorhoofde is gesalf met olie. Dit is so nodig vir jou om die seer binne in jou uit te kry, om dit oor te gee en nie in sak en as te sit nie. Gee oor, totaal oorgawe aan jou sonde. Gee dit by die voetebank van Jesus Christus. Skryf die gifbrief en sê, hierso is my sonde. Ek sit dit by die voetebank van Jesus Christus. En sê vir Vader, jy's jammer, vergewe my volgens 1 Johannes 1 vers 9. Dan begin herlewing met bevryding en dan sy groot openbaring van sy liefde. Amen. Hy het jou so lief, dat hy kom vir jou hart. Gaan lees daai skrif. Ons is klaar, nee Mike. Ek het vandag klaar gemaak, maar ons is nog nie klaar na die 50 dae toe nie. Ek sal elke keer die skrif bring, dan sal ek hom vir julle gee, soos Vader hom vandag vir my gegee het. Laat jy kan besef hoe kosbaar is, hoe kosbare parel is jy vir Vader. Hy gee jou elke keer 'n woord wat jou stig, om te sê wat het met jou gebeur toe die Pasga fees aangebreek het. Hy het jou nuut kom maak, hy het suurdeeg uitgemaak. Jy streef na heiligmaking, jy's meer as 'n oorwinnaar. Amen. Halleluja.
Mag Vader hier seën, mag julle in en uitgang geseënd wees, mag julle in sy liefde en sy vrede gaan. Dankie Vader vir volkome genesing, vir volkome oorgawe, volkome alles in Jesus naam. Amen.